In ons vorige video's het jy gesien dat 'n reguit lyn 'n standaardvorm het van y is gelyk aan mx plus c. So y is gelyk aan mx plus c. En as ons 'n lyn het, dan het ons net die x-afsnit en die y-afsnit nodig. Maar vandag wil ek nou kyk, wat gebeur as ons c gelyk aan 0 is? Met ander woorde, ons het net y is gelyk aan mx. Die probleem daarmee is dat as c gelyk aan 0 is, beteken dit my y-afsnit, want onthou jy, daardie c het vir ons die y-afsnit gegee. My y-afsnit is hier by die oorsprong. En dan kan ek dadelik sien, maar dit is ook 'n x-afsnit. So, albei my x en my y-afsnit gaan by die oorsprong wees. Jy kan dit maar maklik toets ook. Om die x-afsnit te kry, moet ons y gelyk aan 0 maak. So 0 is gelyk aan 2x en dan gee dit vir my x is gelyk aan 0. Maar dit is nie werklik nodig om te toets nie, want jy kan sien sodra jy die punt op die assestelsel gedruk het, dat dit deur die oorsprong gaan. So, waar kry ek nou 'n tweede punt? En die lekker ding hiervan is jy kies jou tweede punt. Nou natuurlik kan jy net x kies of net y kies, maar gewoonlik kies 'n mens maar x en jy werk y uit. So, as ek kies dat x gelyk aan 2 is, wat gaan y wees? Wel, y is 2 maal x, wat nou ook 2 is, so dit gee vir my 4. So hieruit weet ek dat die punt 2, 4 op die grafiek gaan lê. So om 2, 4 te plot, gaan jy na 2 toe en dan 4 eenhede op en jy kry jou punt daar. En dan sit jy jou liniaal daardeur, jy het net 2 punte nodig om 'n lyn te trek. Kom ons kyk of ek dit kan reg kry, so tipe iets. Ja. En pylpunte aan die einde. Dit is maar 'n moeilike storie om al die lyne en die dinge reg te teken. Ek sien dat my lyn ook dalk nie 100% reg is nie. Kom ons kyk net so klein bietjie of ek hom so kan draai. Ja, daar is hy baie beter. Goed. So, daardie is die lyn y is gelyk aan 2x. So, dis geen probleem dat die x en die y-afsnitte op dieselfde plek is nie. Jy werk net 'n ander punt op die grafiek uit. Ek kan dieselfde doen vir y is gelyk aan minus 'n half x. Weereens sien ek, dit moet y is gelyk aan mx plus c wees, nee. So mx plus c. So weereens sien ek dat c gelyk is aan 0, daarso is my c. So, die lyn gaan ook deur die oorsprong. Kom ons teken die lyn in rooi. Die lyn gaan ook deur die oorsprong. En die formule is y is gelyk aan minus 'n halwe x. So jy wil nou nog 'n punt kry deur die x-waarde te kies. Nou, jy moet net jou x-waarde mooi kies. As ek x gelyk aan 1 kies, as ek x gelyk aan 1 hier sit, dan gaan ek kry y is gelyk aan minus 'n half. Ek wil nie graag 'n breek kry nie. So as ek x gelyk aan 2 kies, of x gelyk aan selfs 3 kies, dan, nee, 3 gaan ook nie werk nie, want dan gaan ek kry 3 gedeel deur 2 wat 1,5 is, maar 4 sal werk. Kom ons kies. Kies x gelyk aan 4. Weereens, dis jou keuse. Jy mag 'n ander waarde gekies het. En dan kan jy vir y uitwerk
Dit gaan dan wees minus 'n half maal 4. Dan 2 gaan in 4 in 2 keer, en natuurlik het ek daar die minus. Dus is die punt op die grafiek, die punt met koördinaat vir die x-koördinaat 4, en die y-koördinaat is minus 2. So ek gaan deur die oorsprong, en dan by x is gelyk aan 4, moet ek afgaan tot by min 2. Jy kan sien, hier is ek by min 2 en my x-koördinaat is 4. En dan vat jy weer jou liniaal en jy sit dit deur die punte. Ek wil nie 'n vryhand een maak nie, dit gaan baie bewerig lyk. So. Ja, ek dink so ongeveer. Kom ons bring hom so bietjie af, 'n bietjie draai. Daar's hy. So, daardie lyn eindig ook met 2 pylpunte wat ek nou nie ingesit het nog nie. So daar en daar, en daardie lyn se grafiek is y is gelyk aan minus 'n half x. So dit is nie moeilik nie. As jy 2 of meer grafieke soms op dieselfde assestelsel teken, dan is dit ekstra belangrik dat jy byskryf wat is die vergelyking van elkeen van daardie. Goed, kom ons gaan na ons volgende deel toe, en dit is horisontale lyne en vertikale lyne. Nou 'n horisontale lyn is byvoorbeeld hierdie lyn. Hy is horisontaal, hy is ewewydig aan die x-as. Wat ek weet van hierdie horisontale lyn is dat vir elke punt op hierdie lyn is sy y-koördinaat gelyk aan 2. Die lyn gaan nie op of af nie. Hy is 'n plat lyn. Hy gaan deur die y-as, so sy y-afsnit is ook 2. Nou, kyk na die vergelyking. Y is gelyk aan mx plus c. Wat gebeur met die helling as die lyn plat bly? Ek wou nie regtig nog 'n lyn daar teken nie. As die lyn plat bly, nie op of af beweeg nie, dan is die helling 0. So, as ek die 0 in die m vervang, kry ek y is gelyk aan c. En dit is dus die vergelyking van 'n horisontale lyn. Dit is daai waarde van y, die x-koördinate op hierdie punt het almal dieselfde y-waarde. So daardie lyn wat ek hier geteken het, is die lyn y is gelyk aan 2. Kom ons vee hom af en dan teken ons die wat ek hier geskryf het. Y is gelyk aan 4, beteken hy gaan deur 4 op die y-as, en omdat daar nie 'n mx is nie, weet ek die helling was 0, so dit is 'n plat lyn deur 4. So dit is die lyn y is gelyk aan 4. Y is gelyk aan min 2, sal nou maar net hier deur min 2 gaan, en weer eens al die y-koördinate gaan minus 2 wees. So dit is die lyn y is gelyk aan minus 2. Nou, wat is y is gelyk aan 0? Waar is dit? Sodat jy hom bietjie beter kan sien, gaan ek hom in rooi teken en ek gaan hom lekker dik maak. So, as y 0 is, dan is ek hier. Dit beteken dat hierdie lyn waar y gelyk aan 0 is, deur 0 op die y-as moet gaan. So, dit is presies op die x-as. So, eintlik kan 'n mens sê dat die x-as se vergelyking is y gelyk aan 0.
Goed, dit was nou vir horisontale lyne. Nou vir vertikale lyne. As ek kyk na y is gelyk aan mx plus c, en ek het 'n vertikale lyn, ek sal nou daardie teken, ek wil net eers my bord weer skoon maak. Vertikaal beteken soos dit, nee, parallel of ewewydig aan die y-as. Nou, as ek wil weet, onthou julle die helling gaan die verskil in y-waardes op die verskil in x-waardes. En as ek nou 2 punte op hierdie lyn kies, sê nou maar ek kies daardie punt, sy x-koördinaat is -3 en sy y-koördinaat is 2. En ek kies hierdie punt, kom ons kies maar daardie punt, sy x-koördinaat is nog steeds -3 en sy y-koördinaat is nou -1. Daar het ek 2 punte op die lyn. As ek dit nou daar wil invervang, dit maak nou nie saak watter een ek as x1, y1 kies, of x2, y2 kies nie. As ek dit hier invervang, dan is y2 2 en y1 is -1, x2 is -3 en x1 is -3. So bo kan die lyn kry ek eintlik 2 plus 1 wat 3 is, en onderkant die lyn weer is die min maal 'n min 'n plus, is -3 plus 3 is 0. En wat weet julle van deel deur 0? Dit is ongedefinieerd. So, ons mag nooit deur 0 deel nie. Daarom kan 'n vertikale lyn nooit in hierdie vorm geskryf word nie, want sy helling is ongedefinieerd. Hy loop loodreg op, party mense sê sy helling is oneindig, maar ons kan nie oneindig hier in ons vergelyking skryf nie. Oneindig is nie 'n getal nie, dis maar net iets wat beteken die nommers of die getalle gaan groter en groter en het hou aan vir ewig. So, die helling kan nie, ons kan nie hierdie vergelyking gebruik nie, dis wat ek eintlik wou sê. So, wat kan ons gebruik, as ons dan nou nie die gewone reguit lyn vergelyking kan gebruik nie? Wel, is nou eintlik jammer ek het daarin uitgevee, ek gaan sommer die eerste een teken en dan sal ek vir julle verduidelik. Daar is die eerste een. Want net soos wat ek vir my horisontale lyne gesien het dat die y-koördinaat altyd dieselfde is op 'n vertikale lyn die x-koördinaat altyd dieselfde. Kyk daar, as ek daai punt kies, dan is sy x-koördinaat 3, want ek gaan af hiernatoe. Maak nie saak, sy y-koördinaat was 2. As ek die punt hier kies, dan weer eens reguit na die x-as toe, x-koördinaat is 3. Y-koördinaat is -3. So wat hier die heeltyd dieselfde bly, is die x-koördinate. So die vergelyking van 'n vertikale lyn is x is gelyk aan 'n getal. En daardie getal sê vir my, waar gaan die lyn deur die x-as? Kom ons teken vinnig. X gelyk aan -5, beteken ek gaan hier by -5 deur die x-as gaan, en dit is 'n vertikale lyn. So, daardie lyn is x is gelyk aan -5, hierdie een was x is gelyk aan 3, en x is gelyk aan 0, gaan op die y-as lê, want dit is waar die x-waarde, die x-koördinate van al hierdie punte op die y-as is gelyk aan 0. So, ons het nou gesien dat ons ook 'n vergelyking vir die y-as het, dit is x is gelyk aan 0.